Vrouste is eersdaags saam met die Windhoek Woordfees op die planke in beide Windhoek en Swakopmund. Hallo en welkom by Kletskompas. Ek is Irene Marie van der Walt en in vandag se episode gesels Annemarie de Tooy met Petronel Baard oor die einste vrouste. Maar vereers gaan hierdie vrou met 'n ander vrou wat ook Annemarie de Tooy is, gesels oor die nuutste nuus in Môre se Republikein. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative sport tourism. Annemarie de Tooy saam met my in die Kletskompas ateljee en ek moet sê jy lyk bietjie vrouer as ek vandag. Ag, baie dankie man, maar ek dink jy lyk vrouste. Vrouste. Ek dink Petronel lyk dalk vrouste Ja. in hierdie stadium. Ons is vrou en Petronel is vrouer en vrouste. vrouer en vrouste saam. Annemarie de Tooy, hoe gaan dit? Ag, dit gaan goed. Dis die begin van 'n nuwe week. Ek is opgewonde om terug te wees by die werk. Ek weet nie of hulle kan agterkom, maar ek het gerus die naweek, so ek is aansienlik beter by as wat ek laas week was. Ja nee, ek moet sê ek was ook Sondag vir 'n skamele 6 ure wakker in die dag. Die res van die dag was ek uit. Klap duvet soos my pa sou sê. Dit was lieflik. Maar Annemarie, jy was ook gister by Steps to Walk. Ja, Steps to Walk is natuurlik Dr. Mark Meyerson wat kinders met klapvoet in lande oral om die wêreld opereer en dan nou natuurlik help met die na-operatiewe, dink ek is die woord wat ons subredaktrice Françoise nou vir my geleer het, sorg. En hulle doen dit vrywilliglik. Dit is 'n vrywilligersprojek saam met dokters van reg oor die wêreld. Ek meen hy het in Namibië nou saam met hom 'n dokter van São Paulo en hy het dokter van Beijing. En ek dink nie dis 'n ongelooflike mooi inisiatief. Namibië is dan ook een van 2 lande saam met Malawi wat 3 teater daar oopmaak vir hierdie projek, danksy Lady Pohamba wat deel geraak het daarvan. Wat beteken ons kan nou dubbel die hoeveelheid kinders help as wat ander lande kan in hulle 2-dag teater wat hulle oopmaak. So ons help hierdie jaar 47 kinders, of Steps to Walk help hierdie jaar 47 kinders met klapvoet en doen daai operasies en hulle leer vir ons eie chirurge en ons eie orthopedic, wat is 'n orthopedic surgeon in Afrikaans? Orthopediese chirurge, hoe om hierdie operasies te doen sodat dit nie doodloop vir die res van die jaar wat hulle nie hier is nie, sodat dit kan aanhou al is hulle iewers in die buiteland besig om 'n verskil te maak. Ja. So Dit is altyd, ek weet Steps to Walk maak 'n baie groot verskil en hulle is bekend vir die verskil wat hulle maak en ek dink dit kom uit hart uit. Dit kom uit ek het nie 'n vanity projekkie begin dat mense kan dink ek is 'n goeie mens nie. Dit is die mense van Steps to Walk en die stigters van Steps to Walk gee werklik om vir die projek en die impak wat dit kan maak in lewens. En ek dink dit is wat dit so suksesvol maak en dit is daai dryfkrag agter 'n projek so Steps to Walk is dat 'n stigter werklik omgee vir wat hulle doen. Dit is nie nog 'n ryk mense vanity projek om te kan sê
so 'n goeie mens. Of hulle dogter wil 'n pageant doen, so hulle begin goue ietsie. Ja, dit word werklik gedoen omdat daar 'n hart en 'n passie en 'n siel en 'n liefde is vir wat daai projek kan bereik. So ja, en dan ook in Môre se Republikein het ek geskryf oor die Starlink kwessie. Is nog nie klaar. Ja, ek het gedink toe Kran eers gesê het, luister, Is verby. hierdie is ons besluit, het ek gedink dit is verby, dit is nie verby nie. 'n groep van meer as 5500 mense, Namibiërs, mense in die buiteland, paar mense in die buiteland, nie so baie nie. Mense van Het 'n Cologne byvoorbeeld. ja, mense van Cologne, Duitsland. Daar is genuine iemand van Cologne, Duitsland. Wat 'n petisie onderteken het dat Cran hulle besluit om nie spektrum en dienslisensies te verskaf aan Starlink nie moet hersien. So hierdie besluit is op 24 Maart hierdie jaar bekend gemaak. En sedertdien is hierdie petisie toe nou onderteken en ek het gesels met die stigter van die petisie en hy sê, jy weet, hy moet 10 km 'n dag ry net om op 'n punt te kom waar hy actually syne het om sy dinge te kan doen. Jy weet, hy sê OneWeb byvoorbeeld wat die alternatief is, dit is ook low earth orbit soos wat hulle sê, of LEO satelliete. So dis basies soos wat jy as jy kan aflei van die naam, dit is satelliete wat redelik naby is aan die aarde. Ook internetdienste wat deur LEO's verskaf word. En hy sê die probleem met OneWeb, want OneWeb kan bedryf in Namibië. So die probleem volgens hom met OneWeb is stadiger. Hy sê ook OneWeb het hy bereik 'n afsnypunt. So jy het net 'n sekere aantal data wat jy kan gebruik op OneWeb. OneWeb is ook aansienlik duurder. So ons het nou nog nie 'n idee van wat dit presies sal kos om Starlink jou maandelikse paaiement vir Starlink in Namibië nie, want hulle bedryf mos nou nie in Namibië nie. Hulle mag nou nie wees nie. En jou toestel in Namibië is daar nie amptelike syfers vir wat dit sal kos as jy dit in Namibië sou kry nie, maar dit is ongeveer 'n kwart van wat OneWeb tans kos. Jy weet, so jou oorspronklike belegging in OneWeb is ongeveer 40,000 Namibiese dollar vir die terminaal. Dan het jy nou nog jou maandelikse koste ook. So Starlink sal ongeveer so 9,000 vir die terminaal wees en dan jou maandelikse paaiement sal ook ongeveer 'n kwart wees. So die feit bly staan, Starlink sal meer bekostigbaar wees vir baie Namibiërs, maar steeds ook het Cran 'n besluit geneem. En hulle het 'n besluit geneem nie gebaseer op een faktor soos byvoorbeeld eienaarskap soos wat baie mense glo nie, maar daar is 3 faktore van die 6 wat Cran oorweeg, het Starlink aan 3 van hulle nie voldoen nie. So Cran het 'n besluit geneem en hulle het 'n besluit geneem gebaseer op feite en rasionaal en sekere kriteria. So nou is die vrae wat ek aan Cran gerig is wat nog nie geantwoord is nie, is onder meer wat doen 'n petisie? Jy weet, waar jy sekere kriteria gehad het en sekere rasionaal gehad het vir julle besluit. Wat doen 'n petisie? Besluit julle dan, okay, 5500 mense het hierdie petisie onderteken, vergeet van ons redes en kommer en kriteria, gaan voort Starlink, jy weet. Wat verander dit? Jy weet, hoekom is OneWeb toegelaat om in Namibië te bedryf en nie Starlink nie, jy weet. So ek gaan dan nou hulle het 'n baie mooi blokkie in hulle het gehad met die Starlink besluit ook, waarin hulle dit opgeweeg het. So ja, ons sal nou maar moet sien wat sê OneWeb se blokkie, wanneer ek hom die dag kry. En wat sê Cran oor hierdie petisie en of hulle dit sal in ag neem of nie. Maar dankie dat jy by ons was, Anne-Marie. Ons is nou weer terug met die weer. Ons gaan kyk nou na die weervoorspelling vir jou Woensdag. Op Windhoek môre 'n yskoue 3 grade Celsius in die oggend en dan 'n maksimum van 14 grade Celsius, maar tog 'n sonnige dag in die hoofstad. Ook sonnig in die ooste op Gobabis met 'n minimum van 10 grade Celsius en 'n maksimum van 23 grade Celsius en 'n koelerige 9 grade Celsius op Jenana met 'n gedeeltelik bewolkte dag en 'n maksimum van 27 grade Celsius.
Sonnig teen die kus met 'n minimum van 11 grade Celsius en 'n maksimum van 13 grade Celsius, op swak op Moond, gedeeltelik bewolk op Arnhamsvlei met 'n minimum van 13 grade Celsius en 'n maksimum van 24, en 'n sonnige dag op Reebot met 'n koue oggend van 4 grade Celsius en 'n maksimum van 16. Wat ontstaan, wat ontstaan. Petronel Baard word as 'n kraghuis in die Afrikaanse musiekbedryf beskryf en ons het haar vandag hier op Kletskompas om bietjie meer te leer oor haarself en vrouste, haar produksie saam met Lidie Baard. Petronel, hoe gaan dit met jou vandag? Dit gaan goed, Annemarie. Ek moet nou vir jou smaak want jy sê Lidie Baard. Nou Lidie gaan baie lag as sy dit hoor. Want ek is mos nou Petronel Baard en Lidie de Waal, maar daai een is so cheeky, sy gaan baie geniet om dit te hoor. Ek vra by voorbaat groot onverskoning. Nee, Ja. dit's niks nie. Snaaks. So, ek gaan sommer reguit in die vragies inspring. Ek wil by jou hoor, wanneer het jy vir die eerste keer besef dat musiek meer as net 'n werk is, dit gaan 'n passie wees vir jou? Ek dink ek was baie klein, toe ek geweet het ek gaan in die kunste ingaan, want ek kan onthou as 5-jarige dat ek al met my pa gesê het, dit is wat gaan gebeur. Nou, hy was 'n skoolhoof en dit was nie vir hom baie lekker om te weet sy kind gaan die kunste betree nie, maar dit is nou wat gebeur het. So, toe ek 12 jaar oud is, het ek in 'n musiekblyspel gesing, en dit was in die Oeverberg in Vlierstop, dit is daar in die Weskaap van Suid-Afrika. En dit was so reënerige aand, en die hele Vlierstop was daar, ek sal dit nooit vergeet nie. En toe ek sing het hulle gedink, dit is nou 'n juffrou wat agter die verhoog sing, dit kan nou nie wees dat 'n kind met 'n stem uitkom wat toe nou baie volwasse oorgekom het nie. So dit was 'n voorreg om eintlik so saam met my alma maters en my dorp se mense 'n talent te ontdek, wat ek toe nou baie jare daarna geslyp het en steeds mee werk. Sjoe, dis 'n baie mooi storie. Ek dink daar's baie mense wat kan opkyk daarna en ook net wens dat hulle op so jong ouderdom al hulle talent agtergekom het. Ek wil bietjie met jou gesels. Jy is 'n voormalige ATKV Crescendo wenner. As jy vandag terugkyk, hoe het daai oomblik jou lewe verander? Dit was definitief 'n baie groot geleentheid. En ek weet ATKV Crescendo het ook baie nou bande met Namibië op hierdie stadium. Werk gereeld daar met kunstenaars van julle bodem af. So dis steeds 'n voorreg om met hulle op pad te stap. Maar daai was 'n waterskei oomblik vir my. Want ek onthou ek het sang geneem by die sangeres Koba Wickham van Randall en Wickham en Randall en Koba Farm. En ek het haar gevra, wat doen die mense? Kom jy nou in die bedryf in? En toe sê sy Crescendo is 'n baie goeie platform wat dit steeds is. So dit was 'n waterskei oomblik vir my. Ek het dit gewen toe dit nou 'n kompetisie was. Dit werk bietjie anders vandag. Wat my in staat gestel het om 'n album op te neem, 'n musiekvideo te maak, op die radio te kom vir die eerste keer. En dit was 'n wonderlike geleentheid. Maar ek het geweet, ek kies die meer intieme kabaret verhoog, wat 'n langer pad is. Dit is nie noodwendig 'n kommersiële pad nie. Ek is steeds baie getrou aan die styl wat ek gekies het. Sjoe. Jy's 'n verskriklike inspirasie. En ek wil nou vir jou vra, as jy en jong Petronel om 'n koffietafel sou sit en sy sou jou sien waar jy vandag staan, wat dink jy sou sy vir jou sê en watse advies sou jy vir haar gee? Ja, nee, kyk, as mens terugkyk, het jy baie advies vir jouself en vir ander mense, nee. Sekerlik is daar baie dinge wat ek anders sou wou gedoen het, ook net in my eie lewe. Maar sy, daai jong meisietjie met haar drome en haar oomblik in die son van 12 jaar af, het nog altyd vir my 'n inspirasie gebly. Die oortuiging van wie ek is en wat ek moet doen was so groot, dat dit steeds vir my iets is waarop ek teruggaan en onthou, die oortuiging was daar, dit is regtig wat ek wil doen. So, dit is nie altyd 'n maklike pad nie, vir alles 'n mens, jy wil getrou bly soos ek sê aan 'n styl wat jy gekies het, en daar's ook redes hoekom mens dit kies. Jy as kunstenaar besluit wat is die intensies waarmee jy na die verhoog toe kom, wat dit is wat jy na die wêreld wil bring, en daar is plek vir alles. Daar's plek vir lekker vrolike musiek waarop ons dans, waarvoor ons almal lief is, maar daar is ook plek vir musiek wat siele aanraak, wat die wêreld bietjie moet verander en 'n beter plek maak. Kuns het daai verantwoordelikheid wat dit dra, en ek het dit gekies. So
Jong Pietronel weet maar te goed, sy het geweet, dit is die pad wat voor lê. Ek dink sy sal heel tevrede wees met waar ek is. En dan watter les het die kunste vir jou geleer wat jy wens meer mense geweet het? Ek dink ek het vir jou 'n lang antwoord gegee. Ons het al 'n bietjie hieroor gepraat Annemarie laasweek en toe het ek 'n lang antwoord gegee en ek moet sê die een ding wat vir my eintlik uitstaan is dat kuns daar vir almal is. 'n Mens hoef nie te voel omdat iets diepsinnig is of dalk nie heeltemal jou styl van musiek is dat dit nie vir jou toegang nie. Jy hoef nie saam te stem met iemand om te kan weet daai persoon is deel van jou wêreld nie. Die feit dat ons 'n taal en 'n kultuur deel is klaar genoeg van 'n platform. Om jy weet 'n gemeenskaplike platform vir mekaar. So ek dink dit is verskriklik belangrik dat mense moet onthou kuns is daar vir mense, vir gewone mense. Dit is nie veronderstel om net iets te wees wat net is vir mense wat meer weet daarvan of nie. Jy kan goed op instink geniet en wat vir jou mooi is, ervaar met 'n oop gemoed. Jy hoef nooit te voel iets is vir jou te goed of te sleg for that matter nie. Dit is regtig toeganklik. Dit is daar gemaak om die wêreld 'n beter plek te maak. Dit is die idee. Nou, dis baie waar wat jy sê en ek dink dis woorde wat ons almal kan hart toeneem. Ek wil vir jou vra, is daar 'n spesifieke lied of produksie of iets wat jy al gaan maak het of aangewerk het wat vir jou besonders persoonlik is? Ja, ek sal sê alles wat ek doen is vir my lekker om te doen. Ek geniet alles wat ek doen. Dis hoekom ek 'n keuse gemaak het om goed te doen wat ek geniet. Hierdie produksie met Liddy is verskriklik lekker. Liddy is 'n lieflike mens. Ons kom goed oor die weg. Sy's net we just get each other, soos die Engelsman sê. So om met haar digkuns te werk was my verskriklik lekker. Maklik gekom oor die toonsettings. Ek het voorheen 'n liedjie gedroom net voor COVID gekom het in die wêreld in Life is good, dit het ek regtig gedroom, ek het myself wakker gemaak in die nag om dit op te neem en dit bly steeds een van my, sommer net op my foon, jy moes daai opname gehoor het, Annemarie, die volgende oggend. Ek het so gedroom en ek kan nie verstaan, ek kom kyk hier die liedjie gerekord nie en toe besef ek maar, jy slaap nog. So dit was ook 'n goeie oomblik en Life is good is nog steeds daar buite, doen goed. Maar ja, ek kan jou eerlik sê dat alles en almal met wie ek werk is vir my lekker. Vrouste baie na in die hart en ek is bly dis die een wat ons na julle toe bring. Ek is bly jy het vrouste opgebring, want ek wil bietjie meer weet daarvan. Hoe het die idee daarvoor ontstaan? Ek kan eerlik sê, dit was Liddy se idee. Ek weet nie lekker waar sy aan die naam gekom het nie. Maar mens vra nie vir Liddy sulke vrae nie. Want sy skryf net uit haar hart uit, jy weet uit die siel uit. So ek sal haar eintlik moedeslag neersit en sê nou hoekom vrouste? Because it had to be a moment. Soos ek haar ken. Maar dit is 'n boodskap vir vrouens. Dit is 'n perspektief van 'n vrou ook. So dit is nie net vir vrouens nie, dit is vir almal. En sy het my toe genooi om die produksie saam met haar te ontwikkel. So in die winter van laas jaar, ek het toe pas 'n ander album bekendgestel, The Hovering, saam met 'n ander digter, Louisa Pinfouché, en toe het ek aan Liddy se album begin werk. En dit het beteken ek het 8 toonsettings gedoen en 'n album saamgestel met nog musiek wat nog nooit voorheen op 'n album was nie. Toe ons haar teks en die musiek bymekaar sit, want eintlik het hulle dit half onafhanklik vir mekaar ontwikkel. Toe is ons verstom hoe mooi dit by mekaar inpas. En dit is ook 'n wonderlike ding van kuns. Dit is deel van wat die wêreld magical maak, 'n magiese ding, is dat jy kan op 2 verskillende plekke sit, maar you tune in, soos die Engelsman sê, op mekaar. En dan as jy dit goed by mekaar sit, dan is dit net daar op die regte golflengte. So dit is hoe dit ontwikkel het. Ons is toe daarmee na die Kalfiefees toe in Hermanus en ons het toe gaan toer daarmee al vanjaar en ons het al gespeel daarmee laas jaar. Ons was ook hierso by die Kindsefees in die Klein Karoo gewees en nou kom ons na julle toe met vrouste. Ek kan eerlik sê, ons kan nie wag om julle hier te hê nie. Ek wil by jou hoor, jy het nou 'n bietjie daaroor vertel, maar wat was die grootste uitdaging om Liddy se poësie in musiek te omskep? Dit was eintlik die tyd wat relatief min was. Want as ek vir jou moet sê, ek het daai album opgeneem in ons het minder as 'n maand daaraan gewerk. Is ek nou bang mense dink nou okay, maar hulle rammel dit goed af.
Maar ek en Pieter van Rooyen, saam met wie ek vreeslik lekker werk, het regtig baie tyd ingesit. Ons het 2 keer 'n week in die studio opgeneem en dan nog tussendeur ook gewerk daarin. So dit was die uitdaging, was maar die tyd wat ek min voor gehad het voor die produksie die 5de Augustus dink ek of die 3de moes plaasvind. En ek moes nog tyd los want ek het aanvanklik die musiek op stokkies gedruk. So dit was nie noodwendig in die digkuns self nie, maar die werk wat ons moet insit om dit bymekaar te sit. Wat Liddy se digkuns ingewikkeld maak is dat dis nie rymelarry nie. Dit is gedagtes. So ek sê altyd ek dig met die musiek ook. Ek gaan in gevoel op dit. Want ek dink as jy dit op 'n ander manier gaan aanpak, gaan jy nogal sukkel. Dit is nie net van baie maklik om te eien. Hierso is 'n vers en daar's 'n koor en daar's 'n brug nie. Jy moet gaan sniffel, maar dit is 'n lekker uitdaging. En dit kom vir my, dit is my baie natuurlik gekom. Gelukkig. Ek is bly. Dit klink daarom nie asof dit te uitdagend was nie, maar ek kan dink die tyd was bietjie knap geweest. Wat sou jy sê maak julle produksie anders as jou tradisionele teaterproduksie? Ek dink as 'n mens kyk na wie ek en Liddy is dit klaar genoeg. Ons verhouding met mekaar is oulik. Ons geniet mekaar en sy's koslik. Jy weet Liddy is 'n fenomeen. So ek kan regtig vir mense sê om haar te ontmoet is vir my 'n voorreg. Ek het sy het my die eerste keer wat ek haar ontmoet het was in Van Wyksdorp se stofstrate hierso in die Klein Karoo. En die klein vroutjie daar uitgeklim en ek is 'n lang vrou. En sy het so onder my blad kom staan en vir my gesê sing vir my 'n liedjie. En toe het ek vir haar die Magaliesbergse aandlied gesing. So dit was nogal 'n oomblik vir ons om mekaar te ontmoet. So ons vriendskap is 'n goeie een. Daar's lekker gekorsvol en dit is wat jy ook op die verhoog tref. Maar terselfdertyd is ons albei mense wat dit ernstig opvat om die wêreld 'n beter plek te probeer maak. So wat ons aanbied saam word met 'n baie groot skoot deernis gebring. Baie groot skoot medemenslikheid, empatie, meegevoel, vrolikheid, alles is in een gemeng. So dit regtig dis 'n kop skoonmaak saam met ons in 'n lekker kuier, jy weet. So ietsie van alles. En ek dink dit maak dit besonder. Dis maar altyd die mens wat 'n mens is. Dit wat jy sien van die verhoog af en op die verhoog kom baie mooi by mekaar uit. Ons het nie baie tyd oor nie, so ek het 'n laaste vraag wat ek vir jou wil vra. As jy vir iemand so baie ander as jy vir iemand wat nog tyd het om hulle kaartjies te koop, in een sin moes opsom hoekom hulle vrouers te moet kom kyk, wat sou jy vir hulle sê? Jy gaan baie lekker kom lag. En jy gaan baie lekker voel as jy met ons klaar is, en ons met jou. Kom geniet 'n stille oomblik saam met my en Liddy de Waal. Petronel, dit was so lekker om saam met jou te kuier en net bietjie meer te leer oor jou en oor Liddy en oor die produksie. Dankie dat jy tyd afgeknyp het vir ons vandag en ons kan nie wag om jou in Namibië te sien nie. Vreeslik dankie dat julle my ontvang het op die program en ons kan ook nie wag nie. Dankie vir al die reëlings. Ons laat ons Daarmee die einde van ons episode van Kletskompas vir vandag. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, ons is môre weer terug met 'n unieke onderhoud op die kassie op Netwerk Televisie DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25 as ook oneup2.com. So tot môre wanneer ons jou weer sien, van my Irene Marie van der Walt en die Kletskompas span. Is dit mooi bly.